Genesis 26 vers 1 tot 35. Isak en Gerar, hy maak 'n verbond met Abimelech, huwelik van Esau. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood, wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordinge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly. En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster, want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak, terwille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. En Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou, hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Abimelech sê, wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad, en jy 'n skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai, en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword, en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe klein vee en beeste gehad, en baie bediendes, sodat die Filistyne hom benei het. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword. Daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name van sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Daarna het hy van daar opgetrek na Berseba. En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt. Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die naam van die Here aangeroep, en daar sy tent opgeslaan, en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahuzat, sy vriend, en Pigol, sy leerowerste. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is, daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak het,
en aan jou niks as goed gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal 'n geseënde van die Here. Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink, en hulle is die môre vroeg op, en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle in vrede van hom af laat wegtrek. Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom, ons het water gekry. En hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Beerseba tot vandag toe. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hitiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hitiet. En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet.